Mag jy vandag geseënd wees deur Jahwe ons Elohim. Op hierdie Shabbat, die dag wat Jahwe vir ons kom maak het, mag jy vandag net sy teenwoordigheid ervaar. Halleluja! Loof sy naam. Dankie dat jy ingeskakel is en ek wil vandag jou aandag bring na die woord toe. Ek wil vandag met jou gesels oor die openbaring van die Gomer. Nou dit hang af van jou vertaling, wat se vertaling van die Bybel gebruik jy? So my vertaling sê Gomer, daar's ander vertalings wat sê Omer. So dit hang nou natuurlik af van jou vertaling, maar ek praat met jou oor die openbaring van die Gomer en ek wil vandag hierdie aan jou kom openbaar, dit wat Vader op my hart kom plaas het. Want jy sien, as ek die woord lees, dan kom ek agter, sy woord is so amazing. Sy woord is so kosbaar en so waardevol. En weet jy wat gaan my verstand te bowe is? Dat mense lewe sonder die woord. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit nie verstaan nie, sy woord is 'n onuitputlike bron van lewe. En my hartsbegeerte is dat almal weer 'n liefde sal ontwikkel vir die woord, maar nie net 'n liefde vir sy woord nie, maar ook 'n begrip vir sy woord. Want ongelukkig is daar soveel mense daar buite, hulle lees die woord, maar hulle het nie begrip oor wat die woord sê nie. En dis hartseer. En ongelukkig is daar baie leiers, leraars, pastore, herders, wat nie die volk reg leer in terme van die woord nie. So dit maak my hart seer. Dit is my hartseer dat mense sonder die diepte en die kennis van Vader se woord lewe. En dat daar is soveel mense wat oppervlakkig funksioneer in terme van Vader se woord. So die woord moet 'n transformasie bring in jou lewe. En dis my hartsbegeerte, dat jy vandag die transformasie sal ervaar in jou lewe, wanneer ek en jy by die woord kom stilstaan. So kom ons gaan kyk na die woord. Eksodus hoofstuk 16, maak jou Bybel daar oop. Ons gaan 'n paar verse daar lees, ons gaan so 'n bietjie Bybelstudie doen, ons gaan so 'n bietjie gaan openbaar en gaan kyk, wat sê die woord vir ons, en wat is relevant vir ons om vandag te weet in hierdie tydperk waarin ons lewe. So Eksodus hoofstuk 16. Nou wil ek vir jou die eerste twee, of die tweede en die derde vers gee. So gaan lees hierdie gedeelte by die huis, gaan lees hoofstuk 15 ook, want die volk begin murmureer. En as jy hoofstuk 15 lees en jy lees hoofstuk 16, dan kom jy agter maar daar sekere dinge wat plaasvind en wat die volk nou natuurlik doen. So, vers 2. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van Jahwe gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het, want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei, om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. So hier gebeur daar iets, die volk is besig om te murmureer. En wat is die rede hoekom hulle murmureer? Daar's 'n rede hoekom hulle murmureer in hoofstuk 15, nou is daar 'n rede hoekom hulle murmureer in hoofstuk 16. So wat is die rede dat hulle murmureer? Die rede dat hulle murmureer is omdat hulle honger is omdat hulle nie voedsel het nie, maar luister gou hier. Toe hulle uit Egipte land uitgetrek het, wat het hulle saam met hulle gevat? Wat het saam met hulle gekom? Die woord sê, al hulle vee. Wat het nou natuurlik nog saam met hulle gekom? Ongesuurde brood. So met ander woorde, was daar voedsel? Ja, daar was. Hulle vee. Maar jy sien, hulle wou nie van hulle vee vat om dit te eet nie, en hulle terugverlang na dit wat in Egipte plaasvind. Met ander woorde, die gemaklikheid waarin hulle sit, die gemaklikheid, die feit dat daar voorsien is vir hulle, die feit dat hulle volop brood geniet het, en hulle kan sit by die vleispotte van Egipte. So, wat is die geestelike betekenis van Egipte? Want hulle het 'n terugverlange na wat? Na Egipte. Hulle het 'n terugverlange. So wat is die geestelike betekenis van Egipte, en het dit nog steeds vandag 'n geestelike koneksie met ons? Kom ons gaan kyk. So wat is die geestelike koneksie? Nommer 1 is nou natuurlik sonde.
Jou geestelike koneksie met Egipte is sonde. Tweedens is bindings, slawerny. Dit bind jou, daar's 'n binding in jou lewe. Derdens, dis die liefde vir die wêreld. Die liefde vir die wêreld. Dan materialisties of materialisme is die geestelike koneksie met Egipte. Dan is dit ook die fokus op die vlees. Dan is dit natuurlik gemaklikheid. So ek sit in 'n gemaksone, ek sit in gemaklikheid en dis ook 'n terugkeer, 'n omdraai na die vorige lewenswandel. Dis die geestelike koneksie met Egipte. En die gees van Egipte is nog steeds werksaam in mense se lewens. Want dit bring sonde, dit bring bindings, mense sit met 'n liefde vir die wêreld en selfs onder gelowiges. Daar's 'n fokus op die vlees, daar's materialistiese denkwyse, daar's 'n gemaklikheid, want die oomblik as jy uit jou gemaksone uitgehaal word, dan is die gord gaar. En is 'n terugkeer of 'n omdraai na die vorige lewenswandel en is presies wat die volk gehad het. Hulle het weer terug verlang na Egipte. So die volk word verlos uit Egipte en uit slawerny, net om weer daarna terug te verlang. Ons as gelowiges is geneig om ook dieselfde te doen. Ons doen ook dieselfde. Want die oomblik wanneer jy vrygemaak word deur die bloed van die lam en jy's in hierdie lewe en jy het met challenges te maak, wat gebeur? Jy verlang weer terug na die beter dae, na jou ou lewenswandel, toe alles oukei was en alles goed gegaan het. So die volk murmureer teen Jahwe, want hulle ervaar moeilike omstandighede. Dis die rede hoekom hulle murmureer. Hulle ervaar moeilike omstandighede. Wanneer jy gered word, gaan jy verseker aanvalle ervaar. Jy gaan getoets word. Jy gaan omstandighede beleef, juis om jou te leer om vertroue te plaas op Jahwe, jou verlosser en jou voorsiener. So daarom kom jy in moeilike situasies nadat jy gered is. So die oomblik wanneer jy gered word, dan voel dit vir jou maar die hel is los. Dis vir my beter om terug te gaan en om die wêreld te dien, want alles was oukei. So Jahwe maak dit baie duidelik dat hy gehoor het dat die volk murmureer. Hy maak dit baie duidelik. So hoe weet ons dat Jahwe dit gehoor het? Hy sê dit in Eksodus 16 vers 7, en môre vroeg dan sal julle die heerlikheid van Jahwe sien, omdat hy julle murmureringe teen Jahwe gehoor het. Want wat is ons dat julle teen ons murmureer? So hier kom openbaar die woord dit aan ons, dat Jahwe het die murmurering gehoor. So, net so hoor Vader ook wanneer ons as mens murmureer. Hy is bewus daarvan, hy hoor dit, en hy weet wanneer ek en jy murmureer. So, is dit net die volk wat murmureer, of murmureer ons as mens ook? Ons as mens murmureer ook. Ons as mens doen presies dieselfde as wat die volk gedoen het, en dan dink ons maar, hoekom het die volk dit gedoen? Hulle is daarom maar klein gelowig. Het hulle nie vertroue op Jahwe nie. Hulle het dan gesien die hand van Jahwe wat hulle deur die Rooi See vat, wat hulle verlos van slawerny. Maar jy sien ook die hand van Jahwe. Ons sien die hand van Jahwe op ons lewe, en wat maak ons? Ons het ook 'n verlange om terug te keer, en ons murmureer ook die oomblik wanneer daar stryd is, wanneer daar moeilike omstandighede kom, wanneer die rabber die teer tref, dan murmureer ek en jy ook. So, wat beteken hierdie woord murmureer? Ek het gaan opsoek in die Hebreëse konkordansie. Die Hebreëse wortelwoord is H3885, en die Hebreëse woord is loon. Nou luister gou, wat beteken hierdie in sy oorspronklike betekenis? So die woord loon, dis murmureer, beteken ek stop met geloof. So my geloof is by die venster uit die oomblik wanneer ek begin murmureer. So my geloof stop. My geloof stop, ek stop met geloof. Verder beteken dit ek stagneer. Verder, ek word hardnekkig, want dis wat gebeur die oomblik wanneer jy murmureer. Jy hou vas aan die negatiewe, en hierdie is my kosbaar, rol rond deur die nag en oordink dinge. Dis wat die
oorspronklike wortelwoord beteken loon. Ek stop met geloof, ek stagneer, ek word hardnekkig, ek hou vas aan die negatiewe, ek rol rond deur die nag en ek oordink dinge. Het jy dit al ervaar? Het jy al ervaar maar jy rol rond in die aand? Het jy al ervaar maar jy oordink dinge? Het jy al ervaar maar hierso ek stagneer in my posisie waar ek ook al is, ek stagneer. Dis juist dalk vir die rede dat ons as mens memoreer. Om te memoreer oor enige iets, luister nou baie mooi, om te memoreer oor enige iets, word dit direk na Jahwe gedirek. Dit word na Jahwe gedirek. Nie na 'n mens toe nie. Of daar nou wat ook al daar is, of dit nou jou baas is, of jou kinders is, of jou vrou is, of wat dit ook al is, want alles wat jy het, kom van Jahwe af. Die werk wat jy het, Vader het dit vir jou gegee. Die besigheid wat jy het, Vader het dit vir jou gegee. Jou vrou, jou kinders, Vader het dit aan jou gegee. Hy het jou toevertrou met jou vrou, met jou kinders, selfde vrouens, Vader het daai man vir jou gegee. Vader het daai kinders vir jou gegee. En hy het vir jou dit toevertrou spesifiek vir jou. So nou memoreer jy oor jou man of jy memoreer oor jou vrou, dan word dit gedirek na Jahwe. Want alles wat ek en jy het, kom van hom af. Want aan hom behoort die beeste op 1000 heuwels, aan hom behoort die aarde en die volheid daarvan. So, dis hoekom wanneer ek en jy kla en memoreer oor enigiets in ons lewe, word dit na Jahwe gedirek. Hy is en bly in beheer in ons lewe, of dit nou goed gaan en of ons nou getoets word in watter area ook al, hy bly in beheer. Wanneer ons memoreer, kom ons teen die wil, die plan en die doel van Jahwe vir ons lewe. Want die volk het gememoreer teen Jahwe. Vader is besig om hulle te lei na die beloofde land. En jy sien Vader se wil en Vader se doel en Vader se plan met hulle het hulle nie raak gesien nie. Daarom is dit belangrik dat ek en jy binne die wil van Vader sal manifesteer, sal funksioneer, dat ons die doel van Vader vir ons eie lewe sal ken. En die volk word uitgelei uit slawerny. Hulle word uitgelei uit Egipte. En nou word hulle gelei na die beloofde land, juis vir Vader se doel, die wil van Jahwe, om in hulle lewe te realiseer. Maar hulle ken dit nie, hulle verstaan dit nie. En wanneer ek en jy memoreer, dan kom ons juis teen Vader se plan, Vader se wil en Vader se doel in ons lewe. Onthou, Vader wil 'n pad met jou stap. Hy wil 'n pad met jou stap. Soms deur die wildernis, maar sodat hy jou kan leer wat dit beteken om totale vertroue op hom te plaas. So die volk memoreer as gevolg van die omstandighede. Die volk ervaar dit. Hulle ervaar moeilike tye. Wat is hulle reaksie? Hulle memoreer. Wat is ons reaksie? Ons doen presies dieselfde. Wanneer ons 'n omstandigheid ervaar, dan memoreer ons en ons kla. Maar hoe moet ons eintlik reageer? Wanneer ek en jy situasies ervaar en omstandighede, net soos wat die volk dit ervaar het, hoe moet ons eintlik reageer? Ons moet so reageer. Luister gou. Vader, wat is u wil vir my en wat wil u hê moet ek hieruit leer? Vader, gee vir my leiding en inspireer my deur u woord sodat ek binne u wil en binne u plan vir my lewe kan optree. Dis hoe ons moet reageer. Maar hoe reageer ons baie keer? Ons moan, ons memoreer en ons kla. So nou wil ek jou gou vra, hoeveel keer het die volk teen Jahwe gememoreer? Vandat hulle in Egipte was, en uitgelei is op pad na die beloofde land toe. Hoeveel keer het die volk gememoreer? Die volk het 14 keer gememoreer in hulle wandel in die wildernis. Nou kyk wat sê hierdie woord. Filippense 2 vers 14. 2 vers 14. Hoeveel keer het die volk gememoreer? 14 keer. Filippense 2 vers 14 sê, doen alles sonder memorering en teespraak. Doen alles sonder memorering
en teespraak. Ons memoreer as ons in die môre opstaan, ons memoreer as ons moet werk toe ry. Och, ek sien net nie kans vir hierdie traffic nie. Och, ek het nou alweer al hierdie druk by die werk. Weet jy wat, daar's mense wat by die huis sit wat nie 'n werk het nie. Daar's mense wat nie 'n voertuig het om in te ry nie, so hulle kan nie in die traffic sit nie. Maar ek en jy memoreer oor dinge. En daarom sê die woord, doen alles sonder memorering en teespraak. So eintlik staan op in die môre en sê vir Vader, dankie dat jy 'n voertuig het, dat jy nou kan op pad wees werk toe, ongeag die druk verkeer, ongeag die situasies wat jy ervaar, maar dat jy 'n werk het wat jy kan inkomste verdien. So jou omstandighede is juis om 'n transformasie te veroorsaak in jou lewe, en om die gedagtepatroon te verander. Vader kom en hy leer die volk vertroue deur om opdragte uit te voer. En daarom leer hy jou ook. Hy leer die volk vertroue deur opdragte uit te voer. Deur daaraan gehoorsaam te wees, verander die slaafpatroon in hulle lewe. Want onthou, die volk was hoe lank gewees in Egipte? 430 jaar. So vir 430 jaar het hulle Jahwe nie geken, soos wat ons hom vandag ken nie. Hulle het hom nie geken vir wie hy is nie. Hulle het gehoor van hom, en daar's baie mense wat nie sy stem gehoor het nie, want vir hoe lank was hy stil gewees? So hulle het geweet van hom, hulle het nie 'n verhouding met hom gehad nie, hulle het hom nie geken in die grootheid van sy almag nie. So vir 430 jaar word hulle gewoond aan die Egiptenare. Hulle word gewoond aan daai tradisies. Hulle word gewoond aan daai afgodery. Hulle word gewoond aan die gebruike, en nou lei Vader hulle uit slawerny, want hulle het 'n slaafmentaliteit. Nou lei Vader hulle uit. En nou moet hulle begin funksioneer soos vry mense, maar die denkwyse, die gedagtepatroon is nog steeds die van 'n slaaf. So Vader moet dit op een of ander manier verander, en daarom moet Vader ook jou denkwyse verander. Daar moet 'n transformasie plaasvind. So hoe vind die transformasie plaas? Deur omstandighede, deur situasies waar ons kan leer daaruit en wat Vader ons gedagtepatroon kan verander. En daarom gee hy vir ons sekere opdragte. Hy gee aan die volk opdragte om uit te voer, en daardeur om daaraan gehoorsaam te wees, verander hulle slaafpatroon in hulle lewe. Ons het ook nodig om die verkeerde gewoontes en ons slaafpatroon te verander. Dis hoekom Vader aan ons sy gees gee, sodat ons dan in gehoorsaamheid kan wandel met 'n nuwe hart. Hy sê dit tog in die boek van Esegiel. In die boek van Esegiel, hy praat spesifiek daarvan om te sê dat ek gee aan julle 'n nuwe hart, en ek gee my gees aan julle in julle binneste, sodat julle in my insettinge kan wandel. En nou kom die woord verder, vat jy weer terug na Eksodus hoofstuk 16, en die woord sê, Eksodus 16 vers 12 tot 13, hy sê, en ek het die memorering van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet, en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek Jahwe julle Elohim is. En in die aand het daar kwartels opgekom, en die laar oordek, en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. So wat gebeur nou hierso? Nou begin Vader optree in hulle behoefte. Hulle memoreer, en eintlik moes hulle anders te opgetree het, want hulle tree op so slawe. En wanneer ek en jy slawe is, dan memoreer ons, en ons tree verkeerd op. Wanneer jy 'n kind van Jahwe is, wanneer jy 'n koningskind is, en jy ervaar omstandighede, dan moet jy anders te optree. Kan jy imagine wat sou gebeur het in die woestyn as die volk bymekaar gekom het? En het gesê, Moses, kom ons kom gou-gou bymekaar. Moses, Aaron, hoor hierso, ons wil gou-gou praat. Ouens, ons sit met 'n krisis. En die krisis is as volg. Ons voedsel is baie laag. So, weet jy wat, kom ons roep gou-gou 'n gebedssessie.
Kom ons bid gou saam. Kom ons vat gou hande as die volk en ons roep na Jahwe ons Elohim, die God wat ons uitgelei het uit Egipte, die God wat die Rooi See vir ons oopgemaak het. Kom ons roep sy naam aan, dat hy aan ons sal gee voedsel om te kan eet, water om te drink en dat ons gevoed sal word in ons gees, siel en liggaam. En kan jy imagine wat sou gebeur het as die volk dit gedoen het en hulle begin Vader aanroep om te sê, Vader, ons is in die woestyn, ons is u volk, wat by u naam geroep is en u het ons uitgelei. Vader, ons roep nou dat u aan ons sal kom voorsien dit wat ons nodig het. Wat sou gebeur het? Ja, dit sou 'n heeltemal 'n ander storie gewees het. Heeltemal 'n ander gebeurtenis wat opgeteken is in die woord. So kan ek en jy nie dieselfde doen nie, wanneer ons omstandighede het. Want die woord sê, Jahwe het hulle murmurering gehoor. En nou dat hulle 'n murmurering hoor, nou moet hy begin optree, en eintlik is Vader baie kwaad vir hulle. Eintlik is Vader baie kwaad vir hulle, want gaan lees jou woord, as daar nou een ding is wat Vader haat, is dit as ons murmureer teen hom. Ek lees weer vir jou, vers 12. En ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, spreek met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet, en in die môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek Jahwe julle Elohim is, en in die aand het daar kwartels opgekom in die laar, en die laar oordek, en in die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. So daar's twee aspekte hier wat plaasvind. Die aand en die môre. So in die aand ontvang hulle iets, en in die oggend ontvang hulle iets. Daar's twee aspekte. Maar kom ons gaan kyk gou so 'n bietjie. Wat beteken die kwartels? Want Vader sê dit pertinent. Hy sê, ek gaan vir julle kwartels gee. En dan sê hy in die môre gaan daar 'n doulaag wees, want ek gaan die manna uit die hemel uitstuur. So hoekom spesifiek kwartels? Wat beteken die kwartels? Nou ek het dit gaan ondersoek in die Hebreëse wortelwoord is H7951 en dis salaf, dis die woord vir kwartels, salaf, en dit beteken, nou luister mooi, sit jou seatbelt aan, luister nou baie mooi, maak seker jy sit, moenie nou te vinnig opstaan nie, hierdie gaan vir jou ruk, nou luister gou hier, die oorspronklike Hebreëse woord salaf vir kwartels beteken die volgende, en dis die rede hoekom Vader vir hulle die kwartels gee, en Vader praat eintlik met hulle om te sê, ouens, ek wil hê julle moet die volgende doen. So die betekenis vir salaf vir die kwartels is, word rustig. Wow, word rustig. Wees veilig. Wees gelukkig. Wees voorspoedig en wees suksesvol. Amazing. So Vader praat eintlik met hulle deur die kos, deur dit wat hy vir hulle voorsien om te sê, ouens, julle murmureer, en jy is besig om te murmureer vir iets wat julle nie het nie. In steede daarvan moet julle fokus plaas op my, en julle moet glo, julle moet bid, julle moet aanroep, in steede daarvan om te murmureer. So weet jy wat, my kinders, ek gee vir julle iets, word rustig. Word rustig. Ek gee vir julle kwartels, en hierdie kwartels beteken, word net rustig. Is dit nie wat Vader se woord ook kom sê nie? Hy sê in sy woord in die boek van Psalms, wees stil en weet dat ek is Jahwe, jou Elohim. So ek en jy moet begin rustig word. Ek en jy moet inkom in sy teenwoordigheid, want in sy teenwoordigheid is daar veiligheid. In sy teenwoordigheid is daar gelukkigheid. In sy teenwoordigheid dan word ons voorspoedig en ons word suksesvol as ons net kan rustig word met die wete dat hy voorsien in alles wat ons nodig het. En kyk wat kom hier by die woord, uit die woord uit, en wat hierby pas en is amazing. Luister wat sê die woord, Filippense 4 vers 6 tot 7. Want ek en jy as mens, ons is so bekommerd oor 1000 dinge. Ons is bekommerd. Ons is bekommerd oor die dag van môre, ons is bekommerd oor ons finansies, ons is bekommerd oor ons kinders. En Vader sê eintlik, ons is bekommerd, hoe gaan ons dit maak hierdie maand? Hoe gaan ons deurkom? Ons is bekommerd oor dit en Vader sê eintlik vir ons, hoor hierso in die aand, wanneer jy by die huis kom, raak rustig.
Voordat jy jou kop op die kussing neerlê, raak rustig, want wat gebeur wanneer ek en jy memoreer? En ek het die wortelwoord aan julle gaan openbaar, wanneer ek en jy memoreer, dan rol ons rond in die nag en ons oordink dinge, ons hou vas aan die negatiewe, ons stagneer en ons geloof hou op. En Vader kom openbaar eintlik aan ons en hy sê, ouens, word net rustig. Word net rustig en kom in my teenwoordigheid in die aand, sodat ek vir jou kan gee die veiligheid wat jy nodig het, die gelukkigheid wat jy nodig het, die voorspoed wat jy nodig het en die sukses wat jy nodig het. Luister gou wat sê Filippense 4 vers 6 tot 7. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Sjoe, is dit maklik? Nee, dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Is dit moontlik? Verseker is dit moontlik. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed, met smeking met danksegging bekend word by Elohim. So wat wil Vader hê moet ons doen? Vader wil hê dat ons moet ophou memoreer en begin bid. Dis wat Vader wil hê. En as die volk dit gedoen het, in steede van om te memoreer, en hulle het 'n gebedsessie aangeroep, en sê, Moses, kom ons bid, ons het 'n probleem, kom ons bid saam, kom ons roep die aangesig van Jahwe. Wat sou dan gebeur het? 'n totale ander resultaat. En daarom sê Vader uit sy woord uit, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by Elohim. Hier kom die resultaat. Nou luister gou hier. Hier kom die resultaat. Onthou wat is die wortelwoord vir kwartel? Dit dis sel af, dit beteken word rustig. Nou kyk wat gebeur in vers 7. Vers 7 sê en die vrede van Elohim. Dis die resultaat, mense. En die vrede van Elohim, met ander woorde, word net rustig. So wat moet ek en jy doen? In die aand moet ons inkom in sy teenwoordigheid. Ons moet ophou memoreer, ophou kla, ophou hartseer wees en bekommerd wees oor die dinge wat van hierdie wêreld af is. En dit wat ons nodig het in ons lewe, dis hoekom Yeshua gesê het in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid en al hierdie dinge wat ek en jy so oor bekommerd is, sal vir julle bygevoeg word. Hier is die resultaat en die vrede van Elohim, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Messia Yeshua. Amazing. Amazing. Kom ons gaan verder. Eksodus 16, vers 14 tot 16. En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en kollerig was, fyn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat Jahwe julle gee om te eet. Dit is die saak wat Jahwe beveel. Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n gomer vir elke persoon volgens julle sieletal. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. Alright, so, nou in die aand het daar iets gebeur. In die aand kom daar kwartels. En Vader voorsien en Vader sê eintlik vir die ouens, hoor hierso, word rustig. Word rustig. Nou kom die oggend. Nou stap hulle uit die tent uit. Nou staan 'n doulaag en die doulaag lig op en nou lê daar iets, die hele woestyn vol. So in die oggend toe hulle uitbeweeg en die doulaag lig op in die wildernis rondom die tente van die Israeliete, is dit vol manna. Vol manna. So, wat is die manna? Want die woord sê, hy sê, dit is die brood wat Jahwe julle sal gee om te eet. Waar kom daai brood vandaan? Daai brood kom uit die hemel uit. So die manna is 'n verwysing na Yeshua. Die manna is 'n verwysing na Yeshua. Die woord sê dit, Johannes 6 vers 48 tot 51. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe
tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir julle lewe, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. So, dis 'n verwysing na Yeshua. Yeshua openbaar dit, hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die een wat uit die hemel uit neerdal, net soos wat julle vaders die manna geëet het. Daai manna is nie die lewende brood nie, want hulle het gesterwe. Maar ek is die brood wat uit die hemel uit neerdal. As julle daardie brood eet, sal julle lewe tot in alle ewigheid. En nou sê hy iets amazings. In die boek van Eksodus 16 vers 14 tot 16. Hy sê, hy is die brood wat Jahwe julle gee om te eet. En nou sê hy, samel daarvan in. Samel daarvan in. So, wat beteken dit? Dit beteken, my verantwoordelikheid is om die manna in te samel. My verantwoordelikheid. So die manna verskyn elke dag. Nou, net so terloops, wie is Yeshua? Hy is die brood wat uit die hemel uit neerdal. Hy is eintlik die woord van Elohim. En wanneer ek kyk na my Bybel en ek maak my Bybel oop, is dit die manna wat ek eet op 'n daaglikse basis. Nou sê hy sê, gaan samel dit in, dit is jou verantwoordelikheid. Die manna verskyn elke dag, dit gaan nie na jou toe kom nie, jy moet na die manna toe gaan en dit self insamel. En hierdie is belangrik, volgens jou behoefte. Volgens jou behoefte. En is jou verantwoordelikheid. Die manna gaan nie in jou skoot val nie. Die Israeliete word nie wakker, en as hulle wakker word, hier lê die manna in die tent, ewe skielik, sommer klaar in die skottel, klaar reg. Nee, hulle moet fisies uitbeweeg, en hulle moet fisies die manna gaan optel. Nou, hoe samel jy die manna in? Hoe samel jy die manna in? Net so terloops. Hoe samel jy die manna in? Ander woorde, jy sak af, jy buig, jy kom in 'n posisie van aanbidding, jy buig af, en jy samel die manna in, want die manna verteenwoordig Yeshua. En daarom op 'n daaglikse basis, in die môre, dan kom jy en jy sak op jou knieë, en jy samel die woord in wat jy nodig het vir daardie dag. En dis jou verantwoordelikheid, dit gaan nie in jou skoot val nie, want die woord sê, Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid het belas is, en ek sal julle rus gee. Jakobus 4 vers 8, nader tot Elohim, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars, suiwer die harte julle dubbelhartig is. Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Dis hoe Vader werk. Vader werk so, nog reg deur die woord werk Vader so, en is vandag nog steeds dieselfde. Hy werk op hierdie wyse, as jy, sal ek. Dis hoe Vader werk. So as jy begin insamel, as jy begin uitbeweeg, as jy begin afbuig, as jy begin insamel volgens jou behoefte, sal Vader jou ontmoet. Vader sal jou ontmoet. Hy sê in Jesaja 55 vers 6, soek Jahwe terwyl hy nog te vinde is, en roep hom aan terwyl hy naby is. So samel in 'n gomer vir elke persoon. So nou, wat is 'n gomer? Wat is 'n gomer? So 'n gomer is die eenheid wat gebruik word om droë volumes te meet. Dis die eenheid wat gebruik word om droë volumes te meet. So hy sê, samel in volgens julle behoefte. Eksodus 16 vers 17. En die kinders van Israel het so gedoen, en hulle het ingesamel, die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie, en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En hier kom die wonderwerk van die gomer. Hier kom die wonderwerk wat plaasvind in die wildernis. Want jy sien, elkeen het uitgegaan. Nou net so terloops, as jy dalk kleinkinders het, jy's 'n man en 'n vrou, en jy het 2 kleinkinders of 3 kleinkinders, nou julle huisgesin het 'n sekere behoefte, en pappa eet nou natuurlik baie meer as mamma, en as jy dalk 'n jong seentjie het, en hy word dalk 'n bietjie ouer, het hy 'n groot consumption, so hy eet want hy groei, maar 'n jonger kind het dalk 'n bietjie minder consumption.
So elkeen het sy eie behoefte in terme van wat hy nodig het om te eet. En ook as jou kind, kom ons sê jou kind is 3 jaar oud of 2 jaar oud, hier gaan die huisgesin uit en almal samel vir hulle in. So hoeveel gaan die 3-jarige insamel? Min. Hoeveel gaan die volwassene insamel? Baie meer. Want jy sien, elkeen van ons het ons eie behoefte. Elkeen van ons het ons eie behoefte en hier's die amazing openbaring. Hy sê, maar die wat baie ingesamel het niks oorgehad nie. Die wat min ingesamel het nie te min gehad nie. Want jy sien, Vader sien jou hart raak. Vader sien jou hart raak. Die wonderwerk wat gemanifesteer het elke dag in die woestyn, manifesteer in ons lewe op 'n daaglikse basis, want elkeen van ons het 'n behoefte, en my behoefte is dalk groter as iemand anders se behoefte. Of jou behoefte is dalk groter as jou familielid se behoefte. Maar elkeen van ons het 'n behoefte wanneer ons in die môre opstaan, en partykeer is my behoefte vandag groter as my behoefte môre. En Vader kom gee wat ons nodig het vir daardie dag. So, wat word gedoen nou natuurlik met die manna wat ingesamel word? Nou, hierdie is belangrik. Hierdie is baie belangrik. Wanneer ek insamel, dan is dit my verantwoordelikheid. Ek buig neer, ek samel die manna in. Met ander woorde, dis 'n aksie van aanbidding. Dis 'n aksie van ek buig neer voor die Skepper van hemel en aarde, want die brood verteenwoordig Yeshua, so ek moet met hom gemeenskap hê. En wat word met daai manna gedoen? Word daai manna net so geëet? Of wat word met die manna gedoen? So die manna word gemaal, dit word gemeng, dit word gebak, dit word verwerk, en dan word dit geëet. So wanneer ek met die woord besig is, dan moet ek die woord vat, ek moet dit maal, ek moet dit hier in my binneste inbring, dit moet meng met my wese, dan moet ek dit bak, met ander woorde, dit moet in my gedagtepatroon sirkuleer, dit moet verwerk word in my binneste, sodat daar 'n transformasie kan plaasvind, en ek neem dit, en ek eet dit, en ek neem dit in. En wanneer ek dit inneem, dan veroorsaak dit 'n bonatuurlike transformasie in ons lewe. So, ons moet elke dag dit wat ons van Jahwe ontvang, die woord, die manna, wat hy op 'n daaglikse basis vir ons kom gee, ek en jy moet dit verwerk. Ek en jy moet dit verwerk. En hoe moet ek dit doen? Hier is 'n belangrike vraag. Jy sien, want ek moet uitbeweeg. Ek moet uitbeweeg in die teenwoordigheid van Jahwe ons Elohim. Ek moet seker maak ek verlaat my gemaksone, ek kom uit my tent uit. En ek moet seker maak ek neem my verantwoordelikheid. En ek maak die woord oop, en ek neem die manna, en ek samel in wat ek vandag nodig het. En dit wat ek vandag nodig het, gaan Vader vir my kom gee. En ek kan nie vandag funksioneer op dit wat ek gister nodig gehad het. So, wat gebeur? Wat gebeur met die manna as ek die manna oorlos? As ek insamel en ek gebruik nie alles nie en ek los die manna oor tot die volgende dag, wat gebeur? Daai manna gaan vrot word. Daai manna gaan nie behoue bly nie, want jy sien, Vader leer ons iets uit die woord uit, hy leer die volk en hy leer ons iets uit die woord uit, want jy sien, ek en jy moet daagliks na die woord toe gaan. Ons moet daagliks na die woord toe gaan. Ek kan nie vandag funksioneer op gister se manna nie, want my uitdagings vandag is anders as gister. Ek kan nie môre funksioneer op vandag se manna nie, want môre is my behoefte dalk anderste. En as ek enigiets probeer oorlos, of ek kom nie by die manna uit nie, dan gaan ek honger ly. As ek nie die manna insamel en dit verwerk nie, dan gaan dit nie effek hê in my liggaam nie, en dan gaan ek begin honger ly, en as ek geestelik honger is, dan gaan ek nie reg kan funksioneer nie. So, daarom moet ek en jy elke dag, dit wat Vader vir ons kom gee, waar ons uitbeweeg, en ons van die manna, moet ons dit verwerk. En Vader gee vir jou volgens jou behoefte in hierdie dag.
So, hoe moet ek dit doen? Hoe moet ek hierdie manna verwerk? Hoe moet ek dit doen? Nommer 1, hou op memoreer. Hou op memoreer. Tweedens, leer weer om Jahwe te vertrou. Derdens, raak rustig in die nag. Vader, kom openbaar dit aan ons om te sê, ouens, ek gee vir julle wat julle nodig het. Raak net rustig. En vierdens, word aktief in die oggend. Met ander woorde, gaan samel in. Word aktief in die môre en gaan samel in. En wat is die resultaat? Wat gaan die resultaat wees? Geen gebrek, geen tekort en het alles wat jy nodig het. Geen tekort nie. Net so terloops. Hoeveel jaar het die manna geval in die woestyn? Hoeveel jaar? Die manna val vir 40 jaar. So, hoe lank is 'n generasie? Hoe lank is 'n generasie? Ongeveer 40 jaar. So jy sal gevoed word, jy sal geseënd word, jy sal jou behoefte vervul word vir jou hele leeftyd van een generasie na die ander generasie as jy elke dag jou verantwoordelikheid opneem. As jy elke dag uitbeweeg en gaan optel dit wat jy nodig het, want die volk was gevoed vir 'n 40 jaar, vir 'n volle generasie, en jy sal gevoed word, jy sal geseënd word, jy sal jou behoefte vervul word, jou hele leeftyd vol, van een generasie tot die ander generasie, wanneer ek en jy op die lewende God begin vertrou. Halleluja! Halleluja! Nou luister gou hier, Eksodus 16 vers 19. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot die môre toe nie. Niemand nie. Want gister se manna gaan nie vir my van hulp wees vir vandag nie. Gister se manna gaan niks vir my beteken vandag nie, want vandag is my behoefte anders as gister. Vandag het ek ander uitdagings as gister. Vandag het ek ander challenges as wat ek gister gehad het. Môre het ek weer ander uitdagings. So die manna van gister gaan nie vir my werk vir môre nie. Ek het dit elke dag vars en nuut nodig in my lewe en daarom kom gee Vader dit elke dag volgens ons behoefte. So nou wil ek jou vra, wat is jou behoefte vir môre? Wat is jou behoefte? Kan ek vir jou sê, wat is my behoefte en wat is my begeerte? My begeerte en my behoefte is om aan die lewende God al die lof en al die eer en al die aanbidding te bring. En my hartsverlange is dat ons as mens net weer opnuut 'n honger sal ontwikkel vir hom. Dat ons hartsverlange sal wees om met hom fellowship te hê, om in sy arms te sit, om ons te versterk en te bemagtig en te voed. Want Vader is daar elke dag, hy ontmoet ons in die aand, hy ontmoet ons in die môre, en hy gee vir ons volgens ons behoefte, en ons as mens stoot dit weg, of ons staan nie op en ons gaan samel nie in wat ons nodig het nie, en wanneer die tyd daar is, wanneer ons gevoed moet word, en wanneer ons 'n behoefte het, het ons nie genoeg manna opgeneem vir daardie dag nie. Want onthou, ek kan nie vandag funksioneer met gister se manna nie. Ek kan nie vandag funksioneer met eergister se manna. So daarom moet ek elke dag kom opstaan, elke dag uit my tent uit beweeg, om in te samel, dit te verwerk, sodat dit 'n transformasie kan veroorsaak in my lewe. So wat is jou behoefte vandag? Want die woord sê, Vader kom gee, elke dag volgens hulle behoefte. En ek wil hê dat jy net vir 'n oomblik net jou behoefte aan die lewende God sal opdra. En ek wil saam met jou bid. En ek gaan bid dat Vader jou behoefte vandag sal raak sien. En dat hy sal kom voorsien volgens die rykdom van sy heerlikheid en sy genade. Dat jy gevul sal word in jou lewe. Dat jy gevul sal word in jou behoefte. En dat jy sal weet dat die skepper van hemel en aarde is 'n realiteit. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U. Ek loof U en ek aanbid U. Vader, dankie dat ons as mens vandag na die woord toe kan kom. En eerstens wil ons sê, Vader, ons is jammer. Ons is jammer dat ons net soos die volk memoreer en kla oor dinge wat buite ons beheer is, en ons klaar
en ons memoreer in steede daarvan om te vertrou op die hand van Jahwe in ons lewe. Vader, ons breek vandag met hierdie geestelike konneksie met Egipte. Vader, ons breek met alle sonde in ons lewe, alle bindings in ons lewe, die liefde vir die wêreld, Vader, alle materialistiese denkwyse en die fokus op die vlees, kanselleer ons vandag. Vader, ons wil uitbeweeg uit ons gemaklikheidszone en ons wil terugkeer na die skepper van hemel en aarde. Vader, ons wil vandag net inbeweeg in u teenwoordigheid en ons besef, Vader, dat u kom praat met ons uit u woord uit. Help ons, Vader, dat ons sal ophou om te memoreer, want dit veroorsaak dat ons stagneer. Dit veroorsaak dat ons geloof stop. Dit veroorsaak dat ons rol in die nag en ons oordink dinge in steede daarvan om net ware geloof op u te plaas. Vergewe ons, Vader. Ek bid vandag, Vader, dat ons net weer eens in vrede en die rustigheid van Jahwe ons Elohim sal inbeweeg. Vader, want u woord verklaar, wees oor niks besorg nie. Help ons, Vader, om dit te doen. Help ons dat die vrede van Jahwe ons Elohim in ons lewe sal manifesteer. Vader, want ons is so besig met hierdie dinge van hierdie wêreld en die sorge van hierdie wêreld. En my gebed is dat ons sal rustig word in u teenwoordigheid. Vader, u gee aan ons die brood van die ewige lewe. U voorsien elke dag volgens ons behoefte. Mag ons verantwoordelikheid nakom om uit te beweeg, om in te samel, dit wat u vir ons kom gee elke dag. Vader, of ons behoefte groot is en of ons behoefte min is, Vader, u gee altyd vir ons volgens wat ons nodig het. Vader, ons sal nooit te veel hê of nooit te min hê nie, want dis die God wat ons dien. Ons dien El Shaddai, the mighty God, die God wat voorsien, wat meer as genoeg vir ons is in ons lewe. En ons dank u daarvoor, Vader. Ons wil vandag nader kom aan u. Want u sê in u woord, wanneer ons dit doen, dan kom u nader aan ons. Vader, ons wil vandag bid, sodat u ons sal gee wat ons harte begeer. Ons sal kom soek, Vader. Ons soek die aangesig van Jahwe en ek weet as ons dit doen, sal ons u vind. Vader, ons klop vandag, Vader, vanweë ons behoefte en ek weet dat wanneer ons klop, sal daar vir ons oopgemaak word. Ek bid vandag, Vader, dat hierdie boodskap in ons lewe en in ons gedagtepatroon ingeprint sal word, dat ons sal besef, maar ek moet elke dag opstaan en uitbeweeg uit my gemaklikheidszone om op te neem dit wat u vir ons kom gee op 'n daaglikse basis. Vader, ek bid vir 'n honger vir u woord. Vader, ek bid vir 'n begeerte na u, vir daardie fellowship met u. Dat ons net weer eens sal sit in u teenwoordigheid en sal eet van u liggaam, dat ons sal deel hê aan die liggaam en die bloed van Yeshua, en ons weet dan het ons gemeenskap met die bruidegom, en ons as bruid word vervul in al ons behoeftes. Dankie, Vader, dis ons gebed, dis ons uitroepe vandag in die wonderbare, die heilige naam van ons Meester Yeshua, en ons gees roep uit, Halleluja, halleluja, loof sy naam. Baie dankie dat ek dit met jou kon gedeel het, en ek weet sommer dat jy vandag in jou gedagtepatroon getransformeer is, en dat jy elke dag sal uitbeweeg om te sit by die woord van Skepper lewende God. Van my kant af, Rian Abri, wees geseën. Dankie dat jy ingeskakel was. Geniet jou Shabbat verder. Shalom.